dalk die moe vallei, weet julle dalk wie daar so bly? Thuis in sy moe huisie daar is hy, 'n vriend soos min en 'n held daarby, dit is Moomin, 'n liewe love Moomin. Weet julle wat die tyd is hier, vernader skyf vir 'n avontuur, wie laat ons kraai van pure plesier, vir 'n storie van sy nuutste gier, dit is Moomin, 'n liewe love Moomin, dit is Moomin, 'n liewe love Moomin, dit is Moomin, 'n liewe love Moomin. Moo, mama, moo, papa, moo, my, boe, boe en snip, snap en stinkie daarby, allemaal bly saam in die moe vallei, saam met Moomin. Moo, mama, moo, papa, moo, my, boe, boe en snip, snap en stinkie daarby, allemaal bly saam in die moe vallei, saam met Moomin. Moo, mama, moo, papa, moo, my, boe, boe en snip, snap en stinkie daarby, allemaal bly saam in die moe vallei. Na al die opwinding daai aand, het Snif-Snaf besluit om by die moes te slaap. Al is Boeboe soos gewoonlik terug na sy tent toe. Onthou julle nog wat gebeur het? Die grotmonster het vir Doodles en Googles kom soek. Hulle wou nie hulle koffer vir haar gee nie, en toe het sy alles om die moehuis laat doodvries. Maar vir Moomin was die nag nog nie heeltemal verby nie. Help my, help! Die grotmonster wil my vang. Sy gaan my vang en opeet. Wat soek ek nou hier op die vloer? Snuf, snuf. Môre, mama. Môre, my kind. Is Snif-Snaf ook al op? Nooit nie, hy nie. En ons twee kuiergaste? Hulle is nog bo in hulle kamer. Slaap nog vas na die groot skrik gisterand. En papa, slaap hy ook nog? Nee, hy's buitekant. Wat doen papa so vroeg hier buite? Ek dink mamma se rose is almal mors dood. Nou waarvan dan? Dis die grokmonster se skuld. Kyk net hoe lyk die gras daar se waar sy gestaan het. Dit lyk heeltemal doodgeryp, né? Ek het gisterand gesien hoe vries die gras onder haar, maar ek het nie gedink sy sal ons plante ook laat doodvries nie. Mamma se hart gaan baie seer wees. Sy was so trots op hulle. Ek het gedroom die grokmonster is agter my aan. Ag nee, wat seun, dit was net 'n nagmerrie. Sy is mos eintlik net agter Doodles en Googles aan. Ons weet daarom nou hulle hardloop nie vir die polisie weg nie. Ek sal eerder vir die polisie vlug as vir 'n monster soos daai ou grok. Ja? Maar kom Doodles en Googles dan nie af nie? Nee, hulle is te bang. Hulle vra of hulle maar hulle ontbyt bo in die kamer kan kry. So wat sê hulle toe? Waarvan? Van hoekom die grokmonster so agter hulle aan is? Ek het hulle 'n paar keer gevra, maar ek kon nie 'n woord uit hulle uitkry nie. Hulle swyg soos die graf. Ons sal regtig moet uitvind wat is aan die gang. Toe mamma, neem vir hulle ontbyt op kamer toe en dan vis jy 'n bietjie uit vir ons. Wat is hulle geheim? Jy's mos altyd baie goed met sulke dinge, ou vrou. Toe maar, dis net ek kinders, ek het vir julle lekker ontbyt gebring. Vir jou vertrou ons.
Wat het jy toe als uitgevind? Wel, dit lyk my die grokmonster is agter hulle tas aan en nie agter die ou bloetjies aan nie. Hy wonder wat is in die tas. Dit moet seker iets baie waardevol wees. En dit lyk verder vir my daardie tas het eintlik eers aan die grokmonster behoort. My goeie genigtig het dit dan by haar gesteel. Daardie deel van hulle geheim is ongelukkig nog steeds vir my duister. Ek vrees hulle wou nie 'n enkele woord daaroor sê nie. Nou is ek agterdogter. Ek wil nou nie snaaks wees nie, maar dit voel vir my ons het 2 diewe onder ons dak. Sê nou hulle besteel ons ook. Dan sit ons die grog op hulle. Ekskuus. Gaan jy haar miskien roep? Ek wil nie daai grok weer hier naby my huis hê nie. Sy verwoes net jou arme mamma se tuin. Dan moet ons sorg dat die polisie sersant hulle ondervra. Nee, ons moet nie die polisie hier by insleep nie. Maar ons moet iets doen, Moomin, en gou. Moenie so skree nie, ek is nie doof nie. Waarom wag julle nie net geduldig tot hulle self besluit om te praat nie? Ek het al agtergekom as jy maak asof jy nie belangstel nie, dan kan mense later nie meer wag om vir jou van al hulle ou geheime en dinge te vertel nie. Hulle wou niks vir pappa sê nie, maar vir mamma het hulle darm iets vertel. Dit is altyd so. Vrouens weet hoe om geheime uit te vind, maar wat nog beter werk, is iemand wat net so oud soos jy is. Natuurlik, hoe slim van jou. Hallo Mommy. Waar gaan jy? Na Moomin hulle se huis toe. Ek gaan ook daar kuier. Wat? Ek dog aan jy bly deesdae daarso. My suster het gister terug huis toe gekom. O, lekker. Jy's seker bly. Nee, sy's gaan stuk kwyn ongeskik met my en sy snork ook nog boonop. Hi. Moomin. Haai. Waarheen is jy op pad? Wel, ek wou eintlik net gou vir jou gaan kuier. Dis nou toevallig. Ek het net mooi besluit ek wil vir jou kom kuier. Ja, ek ook. Ek het vir jou 'n verrassing, 'n klein persentjie net vir jou. Wat? 'n persent vir my? Ja, en dis iets baie moois. Wat sal ek sien? Jy mag dit nooit breek of verloor nie, hoor? Nee, ek sal nie, ek beloof. Nou goed dan. Hierso. Sjoe, dankie. Maak dit nou oop toe. Ek is skieurig. Dis 'n pragtige skop, my. Ek het dit gister op die strand gaan uitsoek, spesiaal net vir jou. Kyk, ons kan dit self dan sien, dis soos 'n spieël. Ja, ek sien baie dankie, my. Dis my hart wat ek vir jou gee. Jy moet dit mooi oppas. Ek sal, ja. Die spesiale skulpie sal my altyd aan jou laat dink. My hart. Ek sal hom elke aand soen en dan sal ek die mooiste drome van jou droom. Dis die heel grootste skat in my lewe hierdie. Behalwe ek self. So julle wil nou hê ek moet 'n entjie met die twee gaan stap. Ja, en moenie oorhaastig wees nie. Neem maar jou tyd. So hulle moet op my skouer huil. Meer as dit, hulle moet vir jou die waarheid vertel, my. My aarde. Ek voel nou so half belangrik en senuagtig te gelykertyd. Dis op drink jy 'n koppie tee. Ag, dankie my mamma. O nee, ons sal sonder jou regkom. Nonsens, ek is 10 keer beter as julle moet geheime uitvind. Ons gaan nie op ons kuiergaste spioneer nie. My gaan net bietjie met hulle gesels. Ek weet, maar ek wil saam gaan. Ek sal choopstil daar bo sit. Jy het dit nog nooit in jou lewe reg gekry om choopstil te sit. Miskien nie, maar niemand het my nog ooit 'n kans gegee nie. Kan ek nie asseblief saam met haar na hulle toe gaan nie? Nee, wat hulle nou nodig het is 'n sagge ademmeisie. Maar dis tog ek in 'n neutedop. Gereed, my? Ja, ek dink so. Haai, dis Moomin hier. Kan ek asseblief gou met julle ouens praat? Hallo. Dit is Moomin, my beste meisie maat. Sy's baie vriendelik en gaaf. Hallo Doodles en Googles, ek is bly om julle te ontmoet. Sy wil vreeslik graag so 'n bietjie hier by julle kuier en gesels. Mag sy maar by julle kamer inkom? Wel, as sy so graag wil, dan moet sy seker ja sê. Kom maar in. Jippie, nou sal sy vir ons uitvind wat aangaan. Perfekte hartvorm is pragtig. Ek het nog nooit van tevore so iets gesien nie. Wil mamma ook een hê? Ja, graag, maar ek dink nie mense sal sommer maklik weer so mooi een kry nie. Ja nee, Moema is regtig wel baie erg oor my. Boeboe. Ek is seker Moomin sal dit uitlei kan trek. Ja, dit het nogal vir my gelyk asof hulle van haar hou. So soort van. Weet jy wat Moomin? Ek dink die grokmonster gaan vanaand terugkom. Jy's seker reg. As ons kan uitvind hoekom die grok hulle jag, dan sal ons weet wat om te doen. As daai monster elke aand hiernatoe gaan kom met my ma later niks meer blomme oor nie.
Moment. Hulle gaan nou stap. Dis nogal gou. Sy werk vinnig. My. Ons moet daar keer of anders gaan sy alles verongeluk. Ai, my, ek sal jou nooit vergewe as jy nou daar gaan inmeng nie. Ek inmeng, jy moet nie simpel wees nie. Ons moet liewer dat Moemai dit hanteer. Dis 'n baie sensitiewe saak hierdie. Ek maak net seker sy's nie te saggaard nie. Hoi, Moeman. Het sy hulle toe so waar omgepraat om saam met haar te gaan stap. Sy is nie net mooi nie, sy's boonop slim ook. Ek kan nie 'n woord hoor wat hulle sê nie. Ek ook nie. Ons sal nog 'n bietjie nader moet gaan. Nee, liewer nie, net ons sien ons en dan is dit klaar praat. Ek sê enigiets wat klein genoeg is om naby genoeg aan hulle te kan kom. Ek sal vir julle alles kom vertel. Ek is nou terug. Nee, bly hier, my net nou skrik hulle vir jou man. Dink jy miskien ek lyk soos 'n monster? Laat my nou sien. Kom ek vra julle dit nou nog een laaste keer. Vra. Is daai tas julle sin of is dit die grokmonster sin? Vertel die waarheid. Dis ons tas daai. Kom ek probeer nog 'n slag. Aan wie behoort die tas regtig? Dis regtig ons tas daai. O, maar julle het net nou vir my mamma gesê die tas behoort aan die grokmonster. Ja, ons het ja. Ekskuus, maar kan ek asseblief maar weer vir julle dieselfde vraag vra? Ja, maar. Dink mooi voor julle my antwoord. Aan wie behoort die tas? Aan julle of die grokmonster? Dink mooi voor julle my antwoord. Dis ja, tasie. Neem jou tyd. Mamma het gesê neem jou tyd. Wat is nou verkeerd met jou, Moemai? Ek's jammer, maar kan ek julle weer vra nog een keer? Vra maar, soveel jy wil. Dankie, maar dis regtig 'n heel laaste keer. So gee asseblief my die regte antwoord. Ek wil julle weer vra oor die tas. Ja. Daai tas wat julle het. Ja. Sê my, is dit julle tas? Dis ons tas, ja. Dis nie die grok se tas. Ja, tasie. Ag, dankie tog. Ek het dit uit julle uitgekry, einde ten laaste. Wat het jy nou einde ten laaste uit ons uitgekry? Arme Moemai, dit verg baie geduld van haar. Julle moes daai twee van my gegee het. Ek sal die waarheid vinnig uit hulle uitwerg. Hulle het nou liefde en vriendelikheid nodig. Jippie, Moemai is ons nuwe maatjie. Almal hier in die huis is ons maatjies. Jippie. Dink jy hulle sal ons nou vir altyd en altyd hier by hulle laat bly? Ja, en hulle sal die ou grok van ons weghou. Die nare grok van ons weghou. Jippie. Hulle het my toe uiteindelik hulle vertroue geneem en ons drie is nou goeie vriende. Wonderlik. Almal wil graag met jou vriende wees. Almal. Dankie, Moeman. Maar dit was nogal moeilik om hulle so ver te kry om my te antwoord. Hulle koppe is baie te mekaar. Wat anders het jy dan verwag? My kop is die enigste wat reg aangeskroef is. Moenie vies wees nie, maar ek kon nie juist veel by hulle uitvind. Ag nee, ek het mos gesê laat my gaan. Ons waardeer al jou moeite met hulle, Moemai. Vertel vir ons, wat het jy uitgevind? Nou goed. Van een ding is ek doodseker. En dit is dat daai tas definitief aan hulle behoort. Hoekom jaag jy grok hulle dan? Wag, ek's nog nie klaar nie. Die tas is hulle sin, maar wat ook al binne in die tas weggesteek is die grok sin. Ag so, nee, dit maak sake ingewikkeld. Altyd komplikasies. Sê nou, wat is binne in daai tas? Hulle wou glad nie vir my sê nie. Dit bly net hulle geheim. Dis glo die mooiste ding in die hele wêreld daai. Die mooiste in die wêreld. Klink nou iets spesiaals. Ons weet nou verseker daardie tas is hulle sin weg. Maar hoe vind ons uit of dit wat binne-in is by die grok gesteel is of nie? Sê sou hulle mos nie verniet tot hier by ons huis agtervolg het nie, ou seun. Ek kan daarom nie dink dat die mooiste ding in die hele wêreld aan die grokmonster behoort nie. Miskien is dit ook nie hare nie. Hulle het net gesê sy het dit voor hulle gehaat. Hulle het nie gesê dit aan haar behoort nie. Ja, sy het dit dalk gesteel vir al wat ons weet. Dit word regtig waar ingewikkeld. Islike die mekaar spul. Hulle is verskriklik bang vir die grok. Dis hoekom hulle weggehardloop het en net bo in die kamer wil sit. Maar hulle sê al doen sy wat aan ons, hulle gee nie vir haar daai ding in die tas nie. Sulke sonne. Ek kan julle waarborg die grok gaan vanaand weer terugkom. Wat staan ons dan te doen? Hoe raak ons van haar ontslae? Maklik, ons maak presies weer soos gisterand. Maar as daai ding in die tas regtig aan haar behoort, kan ons haar mos nie sommer net soos 'n skelm hier so wil wegjaag nie. Ek het so 'n nare voorgevoel ons gaan haar nie die keer weer so vinnig hier wegkry. En sy gaan dalk lank hier bly. En waar sy bly is dit altyd winter.
ek net my plantjies toemaak, net vir ingeval. Bly julle almal vir aandete? Nee, ek moet vir ou Boet kook. Ek bly definitief vir ete, dankie. En Bobo ook, soos ek hom ken. Toe nou julle, moenie almal so afgehaal lyk nie. Ek het 'n plan en dit behoort te werk, selfs al weet ons nie wat steek hulle in daai tas weg nie. Moet hou. Wat se plan? Wag en kyk. 'n Bietjie geduld sal jou nie kwaad doen nie. Dan kry my pappa weer weggejaag. Hou tuin vas. Jy weet my. Ek weet. Moenie my aanjaag nie, dit sal nie help nie. Ek sit hierdie en daar en is verby met julle. Genigtig, sy's hier. Ag net toe ek begin wen het. Kruip onder die tafel weg. Net nou word dit te gevaarlik. Is jy nou besimpeld? Hoe moet ek haar dan met die koekradar bykom? Is die grokmonster hier? Sy staan weer waar sy gisterand gestaan het. Ek dink ek sal moet vir haar tone reg moet pappa. Ek sal eers uitloop. Julle ander volg my, julle doen niks sonder my bevel nie. Duidelik. Is jy ook gereed, mamma? Altyd aan jou sy, pappa. Jy het vroeër vir my gesê jy het 'n slim plan uitgedink. Dit is nou die oomblik van waarheid. Wag, Rok. Jy's te oorhaastig. Ons wil vanaand baie lank en ernstig met jou praat. Ons het uiteindelik uitgevind hoekom jy na ons toe kom. Jy wil daai ding wat in Doodles en Google se tas is vir jou terugvat. Is ek reg of nie? Is jy nie dalk bereid om dit aan hulle te verkoop nie? Sal jy het wel 'n persent gee? Naand mevrou Grok. My handsak is vol van die pragtigste goedjies. Is jy nie dalk lus vir 'n ou bietjie uitruil nie? Die hangertjie was 'n verjaardagpresent van my seun Moomin. Jy hou nie daarvan nie. Nou wat dan van hierdie halssnoer? Ai tog. Wat van die? Nou maar goed. Kom ek maak jou 'n finale aanbod. Jy kan enigiets uit my sak vat. Enigiets behalwe my kopseerpille. Waarna het jy gewys? Hier nou. O, dan is dit seker dit, nee. Ai, wil jy dit hê? Ek is jammer, maar dis nie myne nie, mevrou. Moeman het dit vir Moomin present gegee. Ek pas dit eintlik net vir jou op. Nee, Moomin, dis nie my skuld nie, nee. Mamma, Ons kan los haar uit. het mamma seer gekry. Nee, ek het net geskrik. Ek het gedag my hand gaan afvries. Jy het jou skuld, so los ons van nou af in vrede. Beloof jy sal nooit weer kom pla nie. Sit net weer 'n voet hier in jou boudel gaan brand.
as dit vir jou naskraap. Hier kon vanaand 'n lelike geveg uitgebreek het. Mamma, ek is trots op jou. Ek vra om verskoning, Moomin. Ek het heeltemal vergeet jou skulpies in my handsak. Ek voel regtig baie sleg daaroor. Ag, toe maar wat, ons is ten minste nou van nou ontslae. O, jou liefie gaan jou nooit vergewe nie, nooit. Huh? Moema het gesê dis soos haar hart wat sy vir jou gee. En jy het beloof om met elke aand te soen of iets simpels. Mamma kon nie anders nie, sy moes die skulpie vir die grok gee. Ons hoef mos nie vir Moema daarvan te sê nie. Jou simpel idioot, die waarheid sal wel nog uitkom. Ek word nou moeg van almal se geheim en almal se gejok. Die waarheid moet uit. Kyk hier, ek vir jou een gekry. Huh? My lyk nogal presies net soos myne. Behalwe dat myne nog groter is. Baie groter, hoeveel baie groter? Moomin soek 'n skulp wat presies lyk soos die een wat Moemai vir hom present gegee het. Dan hoef hy nooit vir haar te vertel die grok het haar skulp gevat nie. Eina. Ek het een gekry, een presies soos Moemai se. Nou sal sy nooit hoef te weet nie. Dankie tog. Kyk net hier, julle kyk hoe mooi is hy, net so mooi soos Moemai se. Jippie, 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 jee! Dis omtrent soos 'n wonderwerk. Maar in die Moevallei gebeur daar mos baie wonderwerke. Nou ja, dis fluit en die storie is uit, klein Moomin. Maar hy kom gou weer terug, want ons sien daarna uit, klein Moomin. Deur in die wêreld gaan maak ons 'n draai, voeps op 'n pultjie of speelblik as spy, klein Moomin. Gou het jy in ons harte gekruip, klein Moomin. 'n redder van ieder en elkeen die knyp, klein Moomin. Jy's ons vriend en ons held, ons gaan waar jy gaan, deur dik en dun volg ons jou selfs na die maan, klein Moomin.